Oggend en gewaar kan vir jou kan sê, luister hier, ons God is goed. Ons God is daar vir my en vir jou en hy het my en jou so lief. En ek en jy het soveel rede om uit te sien na die Here God Almagtig, die ewige Vader. En jy weet, hy het sy seun Jesus Christus opgeoffer aan die kruis om vir my as sondaar te sterf. Hy het ook opgestaan uit die dood uit om triomferend te wees, om vir my die oorwinning te gee. Hy het ook opgevaar sodat ek die belofte van die Vader kan ontvang, wat die Heilige Gees is. Mens, en ek en jy is onderstel om die Here te dien met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, met alles wat ons het. Want daar's niemand wat goed is soos die Here nie. As jy na die mens toe draai, die mens bedrieg die mens roof die mens doen die mense in, die mens lieg vir mekaar, maar God is getrou. Hy doen nie een van die dinge nie. Hy is so regverdig. Hy is die heeltyd daar vir my en vir jou. Hy draai nie sy rug nie. Hy's nooit te besig nie. Hy's altyd gewillig om ons deur te help, vir ons raad te gee en vir ons te sê, luister, hou vas. Kom, hou aan glo. Ek is met jou. Al gaan dinge partykeer rof, al gaan dinge partykeer woes, het ek en jy soveel rede om in die Here te glo. En ons kan die Here loof en prys en eer en verheerlik en die Here al die eer bring. Maar ek en jy moet hom dien. En weet jy wat? Om God aan jou kant te hê. Wat 'n vreugde. Wat 'n vreugde. Want hy is die bron van alles. Hy is die bron van liefde, bron van genade, bron van voorsiening, bron om jou trou te hou. Hy is die bron om vir jou krag te gee. Hy is die bron van lewe. Hy is die bron van genade wat vir jou geskenk word. Hy is die Here God Almagtig. Hy is die ewige Vader. Hy is Elohim. Hy is Yahweh. Hy is ons God. Hy is die Vader, die Heilige Vader. Maar ek en jy, die woord van die Here sê, waar jou hart is waar jou skat is. En ek en jy moet aan hom kan glo. Ek en jy moet kan weet, hy is daar vir my en vir jou. Ek en jy moet hom kan vertrou met alles. Dit help nie ons sê met die mond, ons vertrou op die Here, maar ons doen en late is nie daar nie. Kom ons vertrou die Here. Hy is die Here. Hier in Psalm 107 vers 9. Want hy het die dorstige siel versadig. Ja, dit is in die tyd van Moses al, maar ook in die tyd van ons wat dors het. Moses hulle was werklik mens gewees, hulle dors gehad, hulle was in die woestyn gewees. Maar ek en jy, ja, maar nou gaan jy vir my sê, maar jy het water, ek praat nie van daai dors nie, ek praat van 'n geestelike dors. Ek praat van 'n dors om te dors agter God, om op die woord van die Here te staan, om meer van hom te wil hê, om meer uit te sien, om meer te sê, Here, more of you in my life, dan enigiets anderste. Hierso gaan die vers verder, en hy sê, die hongerige siel met die goeie te vervul, om vir hom die beste te gee. Onthou, die woord sê, die Here dek die tafel, en voor ons aangesig het. Die Here is ook die een wat die tafel dek in die woestyn. Die Here is ook die een wat vir ons versadig maak. Hoe maak hy ons versadig? Die woord sê, ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgaan. Elke woord wat hy spreek, elke woord. Jy weet, as die Here kan sê, laat daar lig wees. Wat se woord kan hy nie nou spreek of my vir jou? Hy wat die bron is. Hy wat vir ons, die Bybel sê, ver bokant ons gedagtes kan gee. Maar as ons God roof, kan hy in ons nie 'n verwagting hê nie. As ons God indoen, kan ons nie 'n verwagting hê nie. As jy nie 2 uur en 40 minute vir die Here afstaan in jou gebed nie. Ek praat nie van 'n
van hierdie useless people met die Bybel op die selfoon wat die notifications kyk nie. Praat nie van nou nie. Ek praat van werklik die Bybel vat en met die Here gaan stil raak in jou kamer. Die deur toe maak, jou selfoon af te sit en die Here te aanbid. Daai 2 uur en 40 minute elke dag, nie net een dag, elke dag. Of en wat ook God nie beroof in sy tiendes nie, want die Bybel sê 'n rowende dief sal die koninkryk van God nie sien nie. Ek praat van mense wat ernstig is om te sê ek vertrou die Here, ek gee aan die Here. Ek het reg om God te vertrou, al gaan dit met my. Sal ek op hom vertrou, want hy is my bron, hy is my God, hy is my voorsiener, hy is die een wat my deur, hy is die wat my genade het, en aan hom sal ek glo. Ja, ek het gister gepreek oor ons vertroue in die Here. Yes, en dit was 'n amazing boodskap gewees, en ek kom dit nou weer alles terug. Maar die ding is, die Here is die een wat ons versadig maak wanneer ons dors het. Die Here is die een wat ons met die goeie vervul, sê die Bybel. Ek luister hierna, die Bybel sê hierso in, want hy is hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. So as jy die goeie van God wil hê, die goedheid van God wil hê, en hy moet dit vervul in jou lewe. Kom in lyn met God se woord. Bekeer jou, draai terug tot hom. Vertrou die Here, maar nie net uit jou hart uit, maar uit jou doen en late. Vertrou die Here om te sê, Here, ek glo in U. Here, ek staan vas. Here, ek glo dat U woord waar is. So glo dit vanoggend. So my broers en susters, net tot hier toe. Kom ek en jy sluit die oë. Here Vader, ons kan alleenlik na U toe kom deur U Seun Jesus Christus wat die weg is, die waarheid is, die lewe is. Dankie Here vir U Seun wat vir ons gesterf het aan die kruis, ons sondes op hom geneem het, opgestaan het uit die dood uit, die dood oorwin het, opgevaar het na U toe, Here Vader, sodat ons die belofte, Here, dankie dat ons kan deel hê in Pinksterweek, dankie dat ons kan uitsien dat hierdie week 'n geseënde week sal wees, dat die Gees van die Here uitgegiet sal word oor die mens. Here, dat die vuur van die hemel in ons harte sal brand. Here, dat ons opnuut gesalf sal wees met die Heilige Gees en met die vuur. Here, raak ons aan, laat ons 'n branding in ons harte sal hê. En Here Vader, seën hierdie week, seën almal wat Pinkster dienste hou. Here, seën hulle in die magtige naam van Jesus Christus. En Here, dankie dat ons weet, U is ons toevlug, U is ons anker. Here, dankie dat ons weet, ons het 'n God wat getrou is en regverdig is. Dankie dat ons vertrou in 'n lewendige God kan sien, kan sit en weet, U is daar in alles wat ons doen. Dankie dat U in elke tree is, elke moment is, elke sekonde is. Here, dankie dat ons weet, Here, ons roof U nie en ons besteel U nie, Here. Here, ondersoek ons harte, Here, en gee vir ons 'n standvastige gees. Here, wees vir vandag saam met ons, Here. Seën ons dag, reël U die afsprake, Here. Laat hierdie dag tot eer van U heilige dag sal wees, Here, en wees so saam met elke een van ons in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Here, wees ook so saam met Israel. Here, behoed en bewaar hulle, beskerm hulle, Here. Here, seën elke man, vrou en kind, gee hulle leiers goeie insig, wysheid, kennis, Here. Here, en bewaar hulle in die magtige naam van Jesus. Here, ons dink ook aan die vrede van Jerusalem. Here, seën Israel, Here. Ons bid vir die vrede van Jerusalem. Here Vader, ons vra U, Here, red Suid-Afrika. Red ons manne, ons vrouens, ons kinders. Vergewe ons bewestrewigheid, hardkoppigheid, eie wys, hardnekkigheid. Here, laat ons terugkeer na U toe en U kan dien met die opregte hart, soos wat U wil hê, ons moet U dien.
Here, laat alles wat vandag tot U wil geskied en nie ons wil nie. In die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth, tot eer van U, Abba Vader, die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah, Yahweh, onze Vader, die Almagtige. Ja, Here, alles tot eer van U heilige naam, deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. My broer, my suster, sien uit na vandag gaan 'n goeie dag wees, dis 'n nuwe week, sien uit na die week wat voor lê, sien uit wat God in store het, sien uit wat die Here vir jou gaan gee en bring op jou pad, sien uit na God se goedheid, sien uit na sy Gees, sien uit na die branding van die Heilige Gees, sien uit na die uitstorting, sien uit na God, sien uit na Jesus Christus, die lewendige Jesus, sien uit na die Holy Spirit. En ek sal vir jou sê, jy kan nie verkeerd gaan hierdie week nie. So, ek geseën 'n mooi, wonderlike week vir julle. Wees geseën, wees gegroet. Tot later aan. Shalom.